selfoon kyk. Broeders en susters, dit gaan met Dawie Pretorius beter. Hy het 'n stent ontvang, so hy is dankbaar dat hy dit oorleef het, dat hy gespaar is vir sy gesin. Rensha het laat weet, dit gaan nie met haar dogter goed, met haar suster goed nie, haar suster kry bestraling vir kanker, ons dink aan haar, en dan gaan dit nie goed met Tannie Dolly Koetser en ook met Karen se moeder nie. Tannie Dolly Koetser is die moeder van Dominee Wilhelm Koetser. Ek weet nie of julle vir Dominee Wilhelm Koetser kan onthou, hy was lank voorsitter van die Algemene Diakensvergadering, baie gedoen vir die barmhartigheid. Tannie Dolly is in Wilgers, en soos dit is, ek praat met haar skoondogter, haar niere begin afskakel en die bloeddruk val, so dus die liggaam begin maar afskakel. En dan het Karen ook laat weet, dit gaan nie goed met haar moeder nie, met Tannie Marietjie, ook die niere wat begin moeilikheid gee. Dan Celeste, jy het vir toetse gegaan, sy wag vir die uitslae van die toetse, so ons hoop jy kry of 'n antwoord, of behandeling, of ook gerusheid in 'n mens se gemoed. Dan, jy het gesien wie verjaar die afgelope, of volgende week, môre verjaar Philip van Staden, hy is 71, Pierre de Pre is 71, Pierre woon daar in Harmonie, daar in die Middestad, het ek gehoor hulle daar die Harmoniehof ook verkoop. Op 'n stadium was daar iets so 6 versorgsentrums in die Middestad, almal is verkoop, almal skuif uit na ons tuis of Montana toe. Dan die Ena Mans word 96, en die Oberholser, Jenny Oberholser word 86, en Pieter Grunling verjaar ook. Pieter het mos die 2 dogtertjies, hy 2 mooi kindertjies. Die 12de Junie verjaar Saul Leroux, en die 14de verjaar Letisa Pretorius, en dan die 15de Junie sê jy verjaar jy. Hoe oud word jy? 17. Goed. Het jy al 'n noontjie? Sy ma sê nee. Geluk sê jy, hoor, ons hoop as vir jou ook goeie tye. Terwyl ons praat, ons gaan vanmiddag bietjie die SP Engelbreg Museum besoek. Die van u wat self wil ry kan, ons ontmoet mekaar 4 uur. Ek het met Dominee De Bruin gereël dat ons 4 uur by die museum ingaan. Ag, is nodig, ek sien al hoe meer, ons ken nie meer ons geskiedenis nie. Ons ken nie meer ons kerk se geskiedenis nie, ons ken nie ons volk se geskiedenis nie, ons raak sulke dobberende blaartjies wat nêrens hoort nie. Elkeen is maar nou so 'n eilandjie op sy eie, kan nie wees nie. Geskiedenis is ook die ruimte van God se handelinge en God se bewarende dade, die verbond wat God met ons gesluit het. So ons moet nie ons geskiedenis agterweë laat nie. Ons moet weet waar hoort ons in God se raadsplan. So ons is 4 uur daar, en die van u wat wil saamry van hier af, ontmoet ons 3:30 hier by die kerk. Dan gaan ons na die SP Engelbreg Museum toe. Ons drink na die tyd koffie. En dan volgende week sluit die skole. Ek en Frida gaan so vir 'n paar weke bietjie weg. Ons gaan hutte soek. Ons het nie plek vir u as jy wil saamkom nie, maar as jy wil biltong saamstuur is jy welkom. Goed, is nou goed om met u te gesels. Ons is bietjie yel gesaai met die winter. Maar ons troos ons met daardie woorde, as die Here sê waar 2 of 3 in my naam by mekaar is ek self teenwoordig. So hier in die aangesig, voor die aangesig van ons Here, kom ons luister na sy woord. Dankie Kalina.
So sê die Here ons God, moet julle nie laat mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, sal jy maai. Genade en vrede vir u van God ons Vader, die barmhartigheid en liefde van Jesus Christus ons Here, die troostvolle werking van die Heilige Gees aan u elkeen toegebid. Amen. Gemeente, kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing almal hartlik saam, Gesang 198 en daarvan verse 1 en 3. 1 tot 3, ekskuus. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor nou die wet soos Jesus dit vir ons opsom in Markus 12, vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gee, vra hy vir hom, wat is die grootste gebod? En Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here is ons enigste God. Jy moet die Here, jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Onder die gebode is die hele wet en die profete saamgevat.
Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons skuld bely, kom ons sing. Psalm 19 en daarvan die 5de vers. Broers en susters, ons het so pas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in God die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat saam met die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here en ons sing daarby Gesang 309 verse 1 tot 3.
Vanoggend luister ons saam na ons Here se woord, die skrif, uit die boek Rigters uit die Ou Testament. Ons lees van Rigters 8 vanaf vers 10, die 2020 Afrikaanse vertaling. Maar voor ons lees, kom ons bid saam en ons vra God se teenwoordigheid en leiding in ons lewe en harte. Kom ons bid saam. Heilige Here, ons Verlosser Jesus Christus. Ons dankie dat ons hier voor U aangesig by mekaar mag kom as U gemeente. En gee Heer dat ons onmiddellik besef, dat soos wat ons nou hier in hierdie wêreld, op hierdie tyd by mekaar kom as U gemeente, het ons reeds deel ook aan die hemelse gemeente, aan al die gelowiges wat U woord gehoor het, en wat U volg, hulle wat voor ons gegaan het, ja, en ook hulle wat na ons sal kom. Dankie dat ons hier op aarde deel kan wees van, ja, as te ware die ark wat deur al die storms van die lewe gaan. U is die een wat ons stuurman is. U is die een wat ons deur al ons drifte en deur al ons kommer lei. En dis nie sonder rede, Here, dat ons kan dink aan die Psalm. U is ons herder. U bring ons by groen weivelde. U maak vir ons 'n plek gereed aan U tafel in U woning. Here, ons kan ook met dankbaarheid en vrede in ons harte sê, ons weet U ken ons. U het ons gevorm. En ons kan ook nie anders as om wat U woord vir ons sê, ook in ons woorde te herhaal nie. Al ons dae is by U opgeskryf. Dankie dat ons nou ook kan buig voor U woord. En Heer, gee dat ons U woord ter harte neem. Dat ons ons ook inspan. Dat ons nie nalatig sal wees. Dit veral vra ons in die lewens wat ons elkeen moet leef. U ken elkeen se stryd en U ken elkeen se worsteling. U ken ons hoop, ons drome, ons verwagtinge. Daarom vra ons dat U naby ons sal wees. Dat U ons lewe sal bewaar en dat ons uit U hoop en vrede sal kry. Amen. Sewach en Salmuna was in Karkor. Hulle leer was saam met hulle ongeveer 15.000. Dit was al wat oor was van die hele leer van die mense uit die ooste. Die wat geval het was egter 120.000, elkeen met 'n swaard gewapen. Gideon het toe opgetrek met die pad van die nomade aan die ooskant van Nobag en Jogboha. Hy het die leer aangeval terwyl hulle houtgerus was. Toe Sewach en Salmuna vlug, het hy hulle agtervolg. Hy het die twee konings van die Midianiete, Sewach en Salmuna, gevang en die hele leer is deur vrees oorweldig. Terwyl Gideon, seun van Judas, oor die Gereshoogte teruggekeer het van die geveg, het hy 'n jong man van die manne van Sukot gevang. Hy het hom uitgevra en die jong man het vir hom die name van die aanvoerders van Sukot en sy oudstes neergeskryf, 77 man. Toe Gideon by die manne van Sukot kom, sê hy vir hulle, kyk, hier is Sewach en Salmuna, oor wie julle my gespot het met die woorde, is die handpalms van Sewach en Salmuna nou al in jou hand, dat ons aan jou moe manne brood moet gee? Hy neem toe die oudstes van die dorp en ook woestyndorings en braambosse. Hy het die manne van Sukot daarmee laat kennis maak. Die toring van Pniel het hy afgebreek en die manne van die dorp doodgemaak. Daarop het hy vir Sewach en Salmuna gevra,
Vanwaar was die manne wat julle by Tabor doodgemaak het? Hulle sê toe, hulle was soos u, elkeen met die voorkoms van 'n koningsseun. Toe sê Gideon, dit was my broers, seuns van my ma. So waar as die Here leef, as julle hulle laat leef het, sou ek julle nie doodgemaak het nie. Daarop sê hy vir Jeter, sy eersgeborene, staan op, maak hulle dood. Die jong man het egter nie sy swaard getrek nie, want hy was bang, hy was immers nog maar 'n seun. Sy wag en Salmona sê toe, staan jy op en val ons aan, want iemand se krag wys of hy 'n man is. Gideon staan toe op en maak Sewag en Salmona dood. Hy het die halfmaantjies gevat wat aan die nekke van hulle kamele was. Die manne van Israel het toe vir Gideon gesê, heers oor ons, u sowel as u seun en kleinseun, want u het ons verlos uit die hand van die Midianiete. Maar Gideon het hulle geantwoord, dit is nie ek wat oor julle sal heers nie, en my seun sal ook nie oor julle heers nie. Die Here alleen heers oor julle. Gideon het ook vir hulle gesê, ek wil aan julle 'n versoek rig, gee elkeen vir my 'n ring uit sy buit. Die Midianiete het goue ringe gehad, want hulle was Ismaeliete. Ons gee dit graag, sê hulle, en sprei 'n oorkleed oop. Elkeen het 'n ring uit sy buit daarop gegooi. Die gewig van die goue ringe wat hy gevra het, was 1700 sikkel goud. Dit was afgesien van die halfmaantjies, die oorbelle en die purperrooi kledingstukke wat die Midianitiese konings gedra het, en afgesien van die kettingkies wat aan hulle kamele se nekke was. Daarmee het Gideon 'n efod gemaak en dit in sy tuisdorp in Ofra opgestel. Die hele Israel is deur die efod tot afgodsdiens verlei, en dit het vir Gideon en sy huis 'n valstrik geword. So het die Midianiete die knie gebuig voor die Israeliete. Hulle kon nie weer hulle koppe oplig nie. Die land het 40 jaar lank rus gehad in Gideon se tyd. Jeribaal, seun van Joas, het in sy eie huis gaan woon. Gideon het 70 seuns gehad wat hy verwek het, want hy het baie vroue gehad. Ook sy byvrou wat in Sichem was, het vir hom 'n seun in die wêreld gebring, en hy het hom Abimelech genoem. Gideon, die seun van Joas, het op 'n hoë ouderdom gesterf. Hy is in die graf van Joas, sy vader, begrawe in Ofra, wat aan die familie van Abieser behoort. Maar net nadat Gideon dood is, het die Israeliete weer agter die Baals aangehoreer. Hulle het Baal Berit hulle god gemaak. Die Israeliete het nie meer gedink aan die Here hulle God wat hulle gered het uit die hand van al hulle vyande rondom hulle nie. Hulle het ook nie trou bewys aan die huis van Jeribaal, dit is Gideon, vir al die goeie dinge wat hy aan Israel gedoen het nie. Seënd is u wat die woord van die Here hoor, dit glo en in u lewe bewaar. Amen. Ons sing gesang 470, en daarvan die eerste en die tweede strofe.
Broeders en susters, hier is eintlik in hierdie gedeelte oor Gideon se lewensverhaal 3 tekste wat ek wil vra ons in die besonder moet na luister. Ek wil vra dat u teruggaan, die van u wat die verhaal en die lewe van Gideon ken, na die Rigtersboek hoofstuk 6 vanaf vers 15 tot 16, die eerste keer toe die Here vir Gideon roep. Gideon se antwoord was: asseblief my Heer, hoe kan ek Israel verlos? Kyk, my familiegroep is die onbenulligste in Manasse, en ek is die jongste in my familie. Die Here sê toe: omdat ek met jou sal wees, sal jy die Midianiete verslaan, asof hulle net een man is. Hierdie woorde rig die Here aan Gideon toe hy soos 'n lafaard met koring oes en dors, toe hy wegkruip vir die Midianiete. Maar 'n bietjie later in Gideon se lewe, in Rigters 7 vers 2, sal jy onthou dat die Here vir Gideon sê: maak manskappe bymekaar. En Gideon blaas die trompette en hy roep omtrent die hele Israel bymekaar. En dan kom die Here na Gideon toe en hy sê vir hom: Gideon, die manskappe wat by jou is vir my te veel om die Midianiete in hulle hand te gee. Net nou spog Israel teenoor my en sê: my eie hand het my verlos. En dan die gedeelte wat ons vandag gelees het, Rigters 8 vers 23. Gideon het die volk geantwoord: dis nie ek wat oor julle sal heers nie. My seun sal ook nie oor julle heers nie. Die Here alleen heers oor julle. Die Here alleen heers oor julle. Jy onthou 'n week of wat gelede, het die burgers van hierdie republiek, hierdie land, hulle kruisies gaan trek. Met 'n kruisie het hulle mag toegeken. Daar's baie mense wat besluit het om dit nie te doen nie, om nie met 'n kruisie aan iemand mag te gee nie. Maar u sal weet wat ook al gedoen is, wat mense ook al besluit het om 'n kruisie te trek of nie 'n kruisie te trek nie, dit het hierdie land van ons verander. Hier van nou af word 'n nuwe hoofstuk geskryf in die geskiedenis van hierdie land en haar burgers en haar volke. Nou weet u, net so min soos dat ek dit weet wat gaan vir ons kom. Ons weet nie wat in hierdie land gaan verander nie. Ons weet nie hoe ons daarop moet reageer nie. Want wat se werklikhede wag vir ons in die toekoms? Wat is aan die kom? Gaan daar oplossings wees? Of gaan daar mislukkings wees? Die toekoms is vir ons duister. En nou is ons hier by mekaar en ons is hier by mekaar as Christene, as die kerk van Jesus Christus. En vir ons is dit nie wesentlike wat die state en wêreldse magte doen nie. Vir gelowige mense is wat die staat en die wêreld doen nie die belangrikste nie. Ons moet opnuut vir mekaar sê as gelowige mense, as broers en susters, ons moet vir mekaar sê, my broer en my suster, vir ons is daar net een Here wat oor alles mag het. Daar is net een God wie se mag staan teenoor die mag van alle mense. En dit hoor ons vanoggend uit die woord van God, en die besonder hierdie gedeelte, hierdie verhaal van Gideon. En dis 'n treffende verhaal. Dis 'n treffende verhaal van 'n man van Gideon. En eintlik moet ons maar vir mekaar sê, kom ons kom kniel saam met Gideon. Saam met hierdie wat ons noem 'n rigter. Kom ons roep weer in herinnering, wie was hierdie Gideon?
van wie ons hoor in die Bybelverhale. Wie is hierdie Gideon, saam met wie ons veronderstel is om te kniel? En as jy nou moeite gaan doen en jy lees sy hele lewensverhaal van Rigters 6 tot 8, dan sal jy sien, hier gaan dit nie net oor woorde nie, dit gaan oor iemand, oor 'n mens wat twyfel gehad het en geloof, wat goeie besluite geneem het en slegte besluite. Hier het ons te doen met 'n man wat 'n lafaard was, maar ook moed gehad het. Hier het ons te doen met 'n mens wat soms die beste kon wees en dan ook die slegste. Dis nie 'n verhaal van woorde nie. Hier het ons nie net te doen met geloof wat in lekker goed papier toegedraai word nie. Hier het jy doen met geloof wat in iemand se lewe deurgebreek het. Gideon se verhaal, sy lewe is opgeteken in die boek Rigters. Die Hebreëse naam is Shoftim. Die Septuaginta is dit Kriteus. Vertel van rigters, van 13 mense wat deur God geroep is om sy volk koers te gee. Dis mense soos Debora en Samson en Jefta, die 6 groot regters en die 7 klein regters. Dis mense wat deur die Gees van God geroep is om sy volk van onderdrukking te red. Dis 'n boek wat vertel hoe God mense roep om vir sy volk in baie moeilike omstandighede 'n ruskans te gee. Debora, Samson, Jefta. Die boek begin nadat die volk Israel die land Kanaan ingeneem het. Jy onthou daar die geskiedenis, die hele gang van die volk in Exodus onder Moses se leiding. Uiteindelik word Moses nie toegelaat om die land in te gaan nie, maar die volk gaan die land in. En dan begin die oorwinningsoorlog, Jerigo, Ai, val. En dan begin die boek Rigters vertel van die ontnugtering. Moses en Josua se tyd is verby. En die oomblik toe daar nie meer hierdie leiers is wat met die Gees en die woord van God rig nie, wat gebeur met die lewe? Dit val uit mekaar uit. Ons hoor in plaas daarvan dat Israel die land Kanaan inneem en gehoorsaam aan God leef, buig hulle elke keer, gaan kniel hulle elke keer by afgode. Die boek Rigters begin eintlik met 'n mislukking. Die inname van die land Kanaan was onsuksesvol. Die droom van 'n volk wat gehoorsaam voor God leef, het uitmekaar geval. Eintlik vertel die boek Rigters hoe hierdie verbrokkeling voortgaan, hoe die uitmekaar val net meer en meer word, want daar staan telke male elkeen doen wat hy wil. Daar's nie meer wet en orde, daar's nie meer geregtigheid nie. Die uitsig op God het verlore gegaan, en die oomblik as die uitsig op God verlore gaan, dan kom die kwaad en neem my oor. Dis net as God redder stuur. Daarom is die boek Rigters ook 'n verhaal van God wat elke keer iemand roep, elke keer iemand stuur. Ons kan eintlik sê die boek Rigters is 'n boek van oomblikke van genade in die duistere wêreld. Oomblikke waarin die ligstrale van God deurbreek in 'n donker wêreld. En dis net hierdie oomblikke van genade, hierdie ligstrale van God wat vrede en rus gee. Een van die rigters wat God roep, hoor jy, is Gideon. Gideon. In Gideon se lewe sien ons dat geloof is nie kinderspeletjies nie. Is nie woordspeletjies nie. Geloof kan jou breek. Geloof kan 'n mens in stukke laat. Waarom is geloof nie kinderspeletjies nie? En jy sal hoor in Gideon se lewe, want jy kry te doen met God, die Almagtige.
Wanneer God die Almagtige jou ontmoet, is dit baie gevaarlik. Want hy breek jou wil. Hy ruk jou uit mekaar uit. Hy ruk jou trots uit mekaar uit. Jou hoogmoed. Ons hoor in die eerste gedeelte in Rigters 6, toe God vir Gideon ontmoet, dat Gideon is 'n lafhartigende en twyfelende mens. As God hom roep, dan sê hy, ag Here, ek is die kleinste van almal. Ek is 'n mens wat met vrees lewe. Ek kyk met vrees na hierdie wêreld. Ek kyk met onsekerheid na hierdie mag van die Midianiete. Wie is hierdie Gideon? Jy het gehoor, hy kyk eers na homself, en dan kyk hy na die opdrag, na die mag wat hy moet gaan aansê. En omdat hy na homself kyk, en na die mag daarteenoor, het hy gehoor, protesteer hy teen God. Here, kyk hoe lyk ek. Kyk hoe lyk ons. Kyk hoe lyk die volk. Dis 'n uitgehongerde volk, en omdat hulle uitgehonger is en verswak is, kyk hoe twyfel hulle, Here. Hierdie volk van hier is 'n volk van swakkelinge. Kyk waar knak hulle knieë by die altare van die afgode. As God Gideon ontmoet, is dit die eerste reaksie, Here, ons is te swak. En kyk ons vyand, Here, kyk die Midianiete, kyk hoe magtig is hulle. Ek is te klein, Here. Die taak is te groot. Maar reg deur hierdie verhale van Rigters 6 tot 8, telke male sê God, maar ek steur my nie aan julle maatstawwe nie. Ek steur my nie aan die mag en posisie van mense nie. Trouwens, die Bybel sê dat God spot met die mag en posisie van mense. Hy lag daaroor. En eintlik is Gideon se hele verhaal 'n spotverhaal. Dis die verhaal van Gideon wat vir ons vertel het. God roep Gideon om die Midianiete te verslaan. En wat doen Gideon? Eers protesteer hy. Here, ek is te klein, die vyand is te groot. Maar as die Here hom oortuig, as die Here hom dwing, dan is die volgende wat Gideon doen, hy blaas trompette en hy bring al sy magte bymekaar en hy weeg en hy tel en dan kom God na hom toe en u onthou daar die geskiedenis, dan sê God vir hom, dis te veel, Gideon. Jy moet met minder gaan. Gideon sê aan die een kant, Here, ons is mos nou swak en die vyand is groot, gee vir ons meer mag, gee vir ons meer wapens, gee vir ons meer bronne, meer geld. En dan sê God, nee, my roepstem is genoeg, my woord is genoeg. Jy sal my raadsplan uitvoer met wat ek wil. Ek het jou geroep. Ek sal by jou wees. Nou luister ons hier na gemeente en 'n mens kyk na mekaar en jy vra, goed, hier is ons as Christene by mekaar, hier is gelowige mense. Om 'n gelowige te wees beteken God het jou geroep. Hy het jou tot sy kerk geroep. En omdat hy jou geroep het, het hy jou ook 'n opdrag gegee. Ja, hy het aan hierdie gemeente 'n opdrag gegee. Gaan maak die mense vry. Gaan breek die kettinge. Is nou nie die kettinge van Midianiete nie, maar is dalk die kettinge van vrees. Gaan maak hulle vry van dit waarvoor hulle bang is. Gaan maak hulle vry van daardie kettinge wat hulle van my al weghou. Loop die kwaad tromp op, gaan veg met hom. Om 'n Christen te wees beteken jy kan nie lafhartig wees nie. En soos met Gideon
Breek ook in ons harte elke keer die lafhartigheid deur. Ook in ons gemeente, ook dominees en ouderlinge en diegene wat geroep is. Die Here kom na jou as dominee en hy sê vir jou, gaan, verkondig die woord. En dan sal 'n dominee sê, maar Here, kyk na die gemeente. Hulle is te swak. Ons sê dit deesdae in die hervormde kerk, Here, kyk na die hervormde kerk. Kyk hoe swak is ons, Here. Ons mense het hoop verloor. Ons dominees is geesloos en droog. Ons ouderlinge is laks en apaties. Kyk na die gemeente, Here. Kyk hoe min luister hulle na u woord. Kyk hoe dor en leeg is dit. Kyk hoe kniel hulle by ander mense en ander gode, Here. Hulle spandeer meer geld aan hulle partytjies as aan u woord. Hulle doen meer moeite vir hulle eie lewe as aan die lewe waartoe u hulle roep het. Hoe moet ons hulle red, Here? Hoe moet ons bevry? Wat moet ons doen? Die laksheid is te groot. Die vyand is te groot. Met wat moet ons dit doen, Here? Dis die woorde en die vraag wat ook aan die gemeente is. En aan die elkeen. Met wat moet ons doen wat u ons opdra? En soos aan Gideon klink die woorde ook. Is my roepstem nie genoeg vir jou nie? Is my belofte nie goed genoeg nie? Hoor weer, ek sal by jou wees. Ek het planne met jou, Gideon. Al worstel jy met jou twyfel, al worstel jy met jou eie swakheid, ek, die almagtige God, het met jou planne. Broeders en susters, hierdie gemeente, u elkeen moet hierdie roepstem van God hoor. En die versekering van God moet u ter harte neem. Ek het planne met jou. Al is jy hoe klein en hoe swak, al lyk die wêreld vir jou hoe vyandig, God het met jou planne. Nou moet ons nie Gideon dadelik, soos Gideon ons magte en kragte begin tel en weeg nie. Want soos Gideon vind ons ook die oomblik as ons self begin tel en self planne maak, dan kom staan die Here in ons pad. Hy frustreer ons. Dis die fout wat die mensdom oor en oor maak. Daar's 'n woordjie wat sê, die les van die geskiedenis is dat die mens nooit uit die geskiedenis leer nie. Oor en oor maak die mens dieselfde fout. Hy probeer om sy eie eer en sy eie naam te dra. En daarom beplan en tel ons, weeg ons magte, trek ons kruisies. Maar hoe ons ook al kruisies trek, elke keer kom staan in ons pad. En soos met Gideon sê die Here, los jou magte. Trek uit daardie wapenrusting. Want my woord is jou wapen. Die sakramente is jou wapen. Ons dink dat ons deur ons kragte alles kan doen. Dis die les wat die mens nooit leer nie. Hy dink dat hy deur sy vermoë koers aan die lewe gee. Dis die les van die geskiedenis wat ons nooit leer, veral wanneer ons voor God kom staan, dat ons dink, ons sal self. En dan vind jy, dan kom staan God in jou pad, en al jou planne verdwyn. Daarom moet Gideon hoor, en moet ons ook hoor, laat God toe om te doen wat jy nie kan doen nie. Hoor weer? Laat God doen wat jy nie kan doen nie. Laat God aan jou geloofsmoed gee. Laat God jou lafhartigheid oorwin.
Laat God jou hoop wees en jou oorwinning. En hoe sien ons dit? Jy sien dit in die kruis van Christus. As ons na die kruis van Christus kyk sonder geloof, is dit 'n teken van mislukking. Dis 'n teken van hopeloosheid. Maar die oomblik as Christus uit die dood opstaan, dan hoor ons, daardie teken wat aanvanklik 'n teken was van mislukking en hopeloosheid en sinloosheid, word ewe skielik 'n teken van oorwinning en hoop. Want daar doen God wat ons nie kan doen nie. God skenk genade. En weet jy hoe magtig en kragtig is daardie genade? Dit wis die sonde uit. En dit verslaan die dood. God doen wat ons nie kan doen nie. En soos met Gideon, moet God soms die mens aftakel. Hy moet ons soms uitmekaar breek, sodat hy in ons geloof kan skep. Hy moet soms van ons af wegvat, sodat ons sy roepstem kan hoor. Hy moet ons soms so maal dat ons kan hoor, ek sal by jou wees, al is jy hoe swak. En my woord gaan doen, wat jy nie kan doen nie. Daarom kniel ons vandag as gemeente en as kerk saam met Gideon. In ons twyfel, in ons lafhartigheid, in ons moedeloosheid en ons hopeloosheid, met ons vra en ons bid. Ons bid aan die Here wat aan die kruis hang. En ons sê aan daardie Here, Here, wees ons enigste Here. Want U alleen het die mag. U alleen kan genade gee. Genade wat selfs dood verslaan. Is dit nie die gebed wat ons in hierdie dae moet bid nie? Ons weet nie waarheen is ons land op pad nie. Ons weet nie waarheen is ons lewe op pad nie. Wat wag vir ons? Dalk is daar groot vyande wat kom. Dalk swik ons. Dalk knak ons knieë by afgode. Maar ons is Christene. Vir Christene is daar net een Here. In die kerk kniel ons net by die woord van God. Ons aanbid nie ander nie. Ons stel nie ons hoop in mense en hulle magte nie. Want daar's net een Here wat genade kan bewys. En dis die Here wat aan Paulus gesê het en aan ons ook, my genade is vir jou genoeg. Want dis hierdie genade wat selfs die dood verslaan. Dit is nodig, broeders en susters, dat ons as gemeente saam met Gideon sal kniel en dat ons daardeur sal sê, vir Christene is daar net een Here, net een mag. Ons aanbid nie ander nie. Daar's net een God wat genade wys. Daarom nie die kruisies van die wêreld wat saak maak nie, maar die kruis van Golgotha. Amen. Kom ons bid saam. Here, U is die enigste almagtige God, die enigste Here. En daarom wil ons as gemeente, maar ook in ons eie lewe sê, Here, laat ons tog saam met Gideon kniel. In al ons swakheid en al ons gebrokenheid, gee dat ons net op U woord en U roepstem sal agslaan.
Want ons erken, Here, dat ons bang word. Ons erken dat ons van U af wegloop. Ons erken dat ons meer waarde stel in wat mense en ander sê. Wil U vir ons weer vrede in ons harte gee. Wil U ons oë en ons hande weer lei na Golgotha en na U kruis, sodat ons ook daar op ons knieë kan gaan en sê, Here, ons God, U is die enigste mag wat kan red, wat lewe kan gee. Amen. Liefdes, kom ons sing Psalm 80, daarvan die 1ste en die 5de en die 6de strofe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees, nou, deur alle tye, totdat sy koninkryk kom. Amen. Broeders en susters, daar's genoeg koppies vir almal vanoggend. Jy kan gaan koffie drink, ons kan lekker kuier. Kom ons gaan drink 'n bietjie lekker koffie of tee, dankie.